En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Hi, welkom by Vita Day Bybelstudie, soos die Evangelie van Johannes. Johannes hoofstuk 7 en ons moet lees vanaf vers 10. Daar is 'n groot fees en Jesus se boetie sê, man, bevorder jouself, gaan soontoe. As jy dan nou is wie jy sê jy is, jy weet, gaan soontoe en maak 'n groot geraas en jy weet, adverteer jouself en alles. En Jesus sê, nee, ek doen net wat die Vader vir my sê. Die wêreld haat my, want ek getuig dat hulle werke boos is. Die wêreld haat julle nie. Julle behoort aan hom. Ek doen net wat die Vader vir my sê. Ja, daar is eintlik so baie daar wat toe ek nou die vorige video maak, nee, dan lees jy praat so oor hierdie goeters, dan is daar soveel goed wat eintlik kom lê in jou hart, nee, wat praktiese implikasies het op jou lewe. Verstaan van dinge en gebeure en tendense, sentimente, agendas, aksies van mense en jouself. En daar word net dinge vir jou duidelik en jy begin jou oriënteer ten opsigte van die waarheid van God, soos geopenbaar deur God, nie soos getimmer en gewysig deur mense nie. Nietemin, die verhaal gaan aan, vers 10. Maar nadat sy broers opgegaan het, toe het hy ook opgegaan na die fees, nie openlik nie, maar in die geheim. Nou, so Jesus sê vir hulle nie, hy gaan nie op nie. Maar dis nie al wat hy vir hulle sê nie. So party mense sal dalk daai gedeelte lees en sê, ja, maar kykie, Jesus het gejok vir sy broers. Hy het gesê, hy gaan nie, dan gaan hy. Dis was jok. Nee, jy weet dit is nie. Dit is nie jokkie, lees net wat daar staan, sonder dat ek nou 'n getuienis lewer oor die karakter van Jesus, kyk net wat staan daar. Jesus sê vir hulle, dis nie my uur om op te gaan nou nie. Dis nie my tyd nie, dis nie my uur nie, dis nie nou nie, want die Vader het nog nie vir my gesê, gaan nie. Gaan julle. Daar gaan hulle toe nou. En net daarna sê die Vader, gaan. Nou gaan hy. Hulle kom roep Jesus en sê, in hoofstuk 11 van hierdie evangelie sal nog al by kom, hulle sê, Lazarus is siek. Jesus sê, hy doen niks, as die Vader het nie vir hom sê nie. So Lazarus is siek, hy vra vir die Vader. Staan dit daar? Hy vra vir die Vader. Nee, dit staan nie daar nie, maar ons verstaan dit, dat hy die Vader vra, hoekom? Hoekom doen ons dit? Want hy het gesê, hy doen niks, as hy die Vader het nie hoor sê nie. Hy sien doen nie. So hy doen nie, hy vra, waar is die Vader in dit? Wil die Vader jy moet gaan? So hy gaan nie. Hy gaan nie. Hy vat lang om te gaan. 4 dae, Lazarus is al dood, 4 dae dood, toe kom hy eers aan. So hoekom het hy toegegaan en nie vroeër nie? Want die Vader, hy doen wat die Vader sê. Hy is 100% onderdanig aan die Vader. Sy broers wil hy moet opgaan uit 'n soort van 'n selfbevorderende veldtog. Jesus sê, dis nie die Vader se wil nie. So hulle gaan. Hy het gesê wat hy gesê het. Die Vader sê, nou kan jy gaan. Nou gaan hy. Toe net wat die Vader sê. Hy word nie gemanipuleer en gebamboezel deur mense en hulle argumente en hulle idees en hulle opinies om hom in aksie te loods nie. Hy word nie daardeur geaffekteer nie. Hy doen wat die Vader sê. Nou dink ek, is dit nie 'n kosbare, wonderlike lewe nie?
Paulus sê dieselfde oor Jesus. Hy sê ek doen niks as ek Jesus dit nie oor sê nie. Ek doen niks uit myself nie. Ek en jy kan so maklik gedruk word deur omstandighede en dinge en weet so en almal het 'n claim op ons. En ons probeer onsself verdeel tussen al hierdie goeie. Sal dit nie wonderlik wees? Sal dit nie wonderlik wees? As ek en jy by daardie punt in ons lewens kan kom waar ons net sê ek doen net wat Jesus sê. Dis die enigste claim op my lewe. Ek doen wat Jesus vir my sê. Niks meer nie, niks minder nie. Ek en papa, jy weet, jy moet die twee sye van gehoorsaamheid en Jesus leer, want jy sal dink niks minder nie, nee, niks minder nie. So dis die een deel wat jy moet leer. Jesus sê, doen dit en jy okay, nou moet jy leer niks minder as wat hy sê nie. Doen wat hy sê, niks minder nie. Nee, dit kan nogal sy ruk vat om dit te leer. Nee, dis die elementêre ou goedjies wat ons so moeilik leer. Maar dan is daar 'n ander les, as jy nou daai gelees het, niks minder nie. Wat Jesus sê nie. Maar is daar nog 'n les? Nee, ek sê dit so belangrik, en dis niks meer nie. Moet niks meer doen nie, as wat Jesus sê nie. Doen net wat hy sê. Niks minder nie, niks meer nie. Ja, jy dink, dis nou sommer elementêre staf hierdie. Dit is glad nie, inteendeel. Wil jy nou praat van next level? Wel, hierdie is next level, glo my. Wel, doen dit, probeer, en sien self. Dis next level. Want, nou partykeer sê Jesus, okay, ek wil net hê julle moet dit doen. Julle moet net dit doen. En gee, dit, daar so is jou, doen dit. Daar is jou werk vir 'n verantwoordelikheid, daar, Jesus trek die kringetjie, daar so, dis wat jy moet doen, net dit. Nou doen jy dit. Nou kom die mense van buite, hulle sê, wat doen jy? Nou kom jy agter, maar dis nou nie vreeslik indrukwekkend wat ek doen nie. Jesus het nou gesê, ek moet net dit doen. Hy sê dit. Nou voel ek, ja, maar dit is hom nou nie, want nou, as ek nou dit vir mense vertel, dan gaan hulle, en, nou wil ek hulle toch nie so graag beïndruk. Nou begin ek goed byvat. En dit lyk nou baie, en hulle gaan, doen jy dit ook, hoor? Ja, hy doen dit ook. Jesus het dit nie op jou gelê nie, hy het dit nie vir jou gegee nie, jy doen nie net wat hy sê nie, jy doen ander goeders. Ongehoorsaamheid lê nie net aan hierdie kant nie, ongehoorsaamheid lê ook aan daardie kant. Nou verswaar jy jou siel, jy bring laste op jou skouers wat nie daar moes gewees het nie, en jy doen goed wat jy nie moet doen nie, want jy dink dit is die beste om te doen. Wat jy eintlik dan sê is om te luister vir Jesus en net te doen wat hy sê, is eintlik 'n dom ding. Daar's slimmer dinge om te doen, daarom vat meer goed aan. My sukses gaan vinniger kom, ek gaan beter, jy weet, dit en dat, as ek sis. As ek net doen wat Jesus sê, dan gaan dit my nêrens bring nie. Dis so goed dat jy hoor, dit is wat jy dink. Want wat jy dan eintlik sê is, Jesus weet nie waarvan hy praat nie. Nou, Jesus het hom totaal en al losgemaak vir daai. Hy het hom nie losgemaak, hy was los. Hy was nooit vas nie. Hy het totaal en al los van dit. Of hy nou die mense beïndruk of nie, of hulle hom kritiseer of nie, en selfs Petrus het gedink, Jesus se werkswyse is ontoereikend. Petrus reël vir hom bedieningsplekke, en dan ignoreer Jesus dit net bot weg, en sê dit nie, ons gaan nie nou soen toe nie, ons gaan nou soen toe. En dan sê Petrus, maar hoekom is Jesus so? Is hy nou bloot net hardkoppig? Nee, hy doen net wat die Vader sê. Ja, maar so 'n belangrike ding.
Goed, so vers 10, hy het nie openlik gegaan, hy het in die geheim gegaan. En die Jode het hom op die fees gesoek en gesê, waar is hy? Nou die Jode weer, wel almal daar is Jode, in ons verstaan. Maar Johannes se gebruik van die woord Jode is 'n spesifieke groep mense onder die Jode of onder die Israeliete. Hulle soek hom. Nou hierdie hulle soek hom is niks goed nie. Is nie hulle soek hom want hulle is lief vir hom, hulle soek hom want hulle stel belang in hom, hulle soek hom want hulle het 'n honger na sy lering en jy weet so nee. Hierdie soek is slegte nuus. Hulle soek om hom dood te maak. Hulle soek om hom te elimineer, hulle soek om hom te verwyder. Waar is hy? Wil hulle weet. En daar is baie oor hom gemompel onder die skare. Nou die feit dat die skare mompel, sê vir jou, jy spanning. Hoekom nie openlik praat nie? Hoekom mompel onderlangs? Want die spanning, en mense begin het raak sien. Sommige het gesê, hy is goed, ander weer het gesê, nee, hy mislei die skare. Daar's verdeeldheid in opinie en sentiment oor Jesus. Daar's sassamakers onder die mense. Daar's mense wat aktief soek om hom skade te berokken. Daar's spanning. En Jesus veroorsaak hierdie spanning. Die identiteit van Jesus veroorsaak hierdie spanning. Dis wat jy moet sien. Is die brutale vyandigheid teen die identiteit van Jesus. En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. In die middel van die fees, Jesus gaan na die tempel toe, so die gebruik was, die rabbies, Jesus gaan as 'n rabbi na die tempel toe, hy leer daar, soos enige van die ander rabbies, het 'n reg om daar te leer, soos enige van die ander rabbies. En die Jode het hulle verwonder en gesê, hoekom hy aan die geleerde terwyl hy geen onderwys ontvang het? Hierdie ander rabbies was by rabbieskole, die spesiale teologiese opleidingsseminariums vir rabbies. Jesus het niks van dit bygewoon nie, maar die autoriteit en insig en kennis waarmee hy praat hier, hoe het hy dit bekom sonder om hier te gewees het? So Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Ek het die filosofie bestudeer en die dissipline van filosofie bemeester en Bultmann sê, en die ou sê, en daai ou sê, en die ou sê, en Bart sê, en hierdie ou, en dit en alles gelees en weet ingeneem en gememoriseer, en nou kan ek vreeslik slim klink as ek sê Augustinus sê, en die sê, en daai sê, en die sê, en daai sê. Sê nee, ek was nie deel van daai nie, en ek preek, het is nie gimnastiek wat ek doen nie, het is nie filosofiese, homiletiese gimnastiek wat ek hier uithaal nie. Ek hoor by die Vader, wat sê hy? En dan herhaal ek dit. Ek love hierdie. Ek love dit. Dit is vir my amazing. Vers 17. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is. En of ek uit myself spreek. Hoor hierso. Hoor gou hierdie woorde. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy weet of dit wat ek sê die waarheid is. Hoor nou gou hier, want hier is iets mooi wat hier verduidelik word. Gewilligheid is 'n houding van die hart. Nie waar nie? Ja. As iemand 'n houding in die hart het, gewilligheid, ek wil aan God gehoorsaam wees. Ek soek hom.
Ek wil hom leer ken en ek wil aan hom gehoorsaam wees. Ek wil doen wat hy sê. Ek wil onder sy gesag staan. Dis 'n baie spesiale soort mens. Dis nie iemand wat godsdienstig is nie. Want blote godsdienstigheid beteken geensins dat jy God wil leer ken en wil aan hom gehoorsaam wees. Geensins. Maar as iemand 'n regtig honger en 'n dors het na God, om te doen wat hy sê, nie net om interessante feite oor hom te leer en dit te memoriseer en ander mense daarmee te probeer beïndruk nie, maar om te doen wat hy sê, sal hy dadelik weet wanneer hy my lering hoor, of dit waar is of nie. Nou hier is amazing, want dit beteken dat die gewilligheid om aan God gehoorsaam te wees, die soeke na God, die buig van jou hart, gee aan jou 'n geestelike vermoë wat jy nie op 'n ander manier kan kry nie. Die vermoë om te kan onderskei of dit van God af is of nie. Nou, kyk, gehoorsaamheid is baie duur. So, tipies 'n mens sal ons dink, okay, dis baie duur. Kom ons sê Nike tekkies, baie duur, of Adidas sneeuwbaadjie vir die ouens wat wil gaan ski, is baie duur. So wat kan ons doen? So ons maak 'n skoen wat lyk presies soos die Nike tekkie. En ons plak die woord Nike daarop. En ons verkoop het vir 'n 10de van die prys. Nou kan ander mense ook in die straat loop met presies dieselfde skoene as die ander een wat sê nou maar R5000 kos. Het hulle sin gekos, ek weet nie, sê nou maar R400. En jy kan nie die verskil sien, julle lyk presies dieselfde. Maar wat gaan dit nou saak maak in die straat, of dit 'n regte Nike tekkie is, en of daar 'n namaaksel is? Wat maak dit nou saak? Dit lyk presies dieselfde. Wil jy sterk wees, of wil jy sterk lyk? Nee, ek wil sterk lyk. Dis genoeg vir my. So dis hoe ons werk. Ons werk op, is daar nie 'n korter manier nie? Goed, so, die pad na onderskeiding lê deur gehoorsaamheid, maar gehoorsaamheid is baie, baie duur. So is daar nie 'n ander manier nie? Ja, daar is 'n alternatief. Daar is 'n fake Nike tekkie beskikbaar. Lyk net die regte een. So dit is, jy lees genoeg boeke en bestudeer 'n klomp goeters. En dan as jy dit bemeester het, dan kan jy op grond van dit sê, waar nie, jy weet, wat ook al. So, daar is 'n maklike manier. Dan hoef jy nie gehoorsaam te wees nie. Dan kan jy nog steeds doen wat jy wil doen, leef soos wat jy wil leef, maar jy kan jouself aanstel as iemand wat weet wat is reg en verkeerd. Wat is valse lering en wat is regte lering? En jy kan baie mense beïndruk. En jy kan vir hulle goed sê, soos ek het teologie geswat, en weet jy hoeveel jaar het ek geswat, met ander woorde, as daar nou iemand is wat kan onderskei hier, of dit reg of verkeerd is dit ek, want ek het al hierdie jare geswat, ek het die mag van akademia agter my naam. Ha! Moet jy laat bol nie. Daar is net een manier om waarlik te onderskei of dit van God is of nie, en dit is om gewillig wees om die wil te doen van God. Nou wil ek vir jou 'n voorbeeld gee van hoe 'n mens homself toewikkel in 'n kamoufleerdrag van quasi-geestelikheid, om self rede te gee hoekom hy nie hoef gehoorsaam te wees. Jy hoef nie gehoorsaam te wees, jy moet net godsdienstig wees. Of jy hoef nie gehoorsaam te wees nie, jy moet net belese wees.
Jy hoef nie gehoorsaam, dit is hopeloos te duur. Dit kos jou hele lewe. So, dit is nou regtig onnodig. En jy kan in elk geval nie die verskil sien op die straat tussen die regte Nike en die fake nie. So waarvoor wil jy nou 5.000 betaal as jy kan 400 betaal? Kom, wil jy 5.000 betaal? Kan jy sien? Goed. So, tussen 'n predikant. So ek gaan nou ongelukkig nou, die voorbeeld gaan nou oor die doop, né? Ek maak nou geen stelling oor die doop nie. Ek wil net vir jou 'n interessante ding wys. 'n Predikant en 'n tannie het 'n gesprek oor die doop. Reg? En die predikant sê vir die tannie, maar Jesus het nog nie vir my gesê om my te laat doop nie, want nou gaan dit oor die sogenaamde groot doop en die sogenaamde klein doop. Nee, of die verbondsdoop van babetjies en die doop van gelowiges, van mense wat tot bekering en wedergeboorte gekom het. So dis nou waaroor dit gaan. So daar's nou groot, veral die enige kerk, is daar nou 'n verskriklike dispuut oor die doop, en dit kom nou baie lank saam, en dit is 'n verskriklike ding, want jy kan al jou water en ligte afgesny kry oor hierdie saak van die doop. Is nie sommer net so nie? En die tannie vra vir die dominee oor die doop. So hy sê, nee, Jesus het nog nie vir hom gesê nie. So, hoe klink dit vir jou? So jy sal nou sê, okay, ek vra nou vir jou, luister, dink jy hierdie dominee is by Jesus? So jy gaan wel, Jesus het nog nie vir hom gesê, so hy is oorgehaal om te doen wat Jesus sê, en maar hy het nog nie gehoor nie, persoonlik vir hom nie, het hy nog nie dit gehoor nie, so jy kan sê, ja, dit klink soos 'n heel goeie ding, dit klink of hy, jy weet, dit klink, ja, Jesus het nog nie vir my gesê nie, en so nie. Ek het nog nie Jesus vir my hoor dit sê nie, en so. Dit kan heeltemal opreg wees. So toe gaan die tannie 'n stapie verder, en sy vra vir hom, so as Jesus nou vir jou sê, jy moet, sal jy? Toe sê hy, nee. En daar word hy heeltemal ontmasker. Hy word ontmasker vir sy fake geestelikheid. Nou gaan dit nie oor die doop nie. Ek kon nou iets anders aangesit het om die onderwerp nou te verdoesel, sodat jy die punt net moet kry. Maar ek het nou die voorbeeld gebruik soos wat hy nou was. Maar dit gaan nie nou oor die doop nie, dit gaan oor die feit dat jy die indruk skep dat jy sal doen wat Jesus sê, en as iemand jou reguit vra en op vir al hierdie onderwerp, so as Jesus vir jou sê, doen dit, sal jy sê net botweg, nee, hy sal nie. En daar word jy ontmasker as die rebelse, valse leier wat jy is. Dit is so kras soos dit. En die gewilligheid om te doen wat God sê, wat hy ook al sê, en die soeke na hom, om te doen wat hy sê, bring in my 'n vermoë om te onderskei, is dit hy of nie hy nie. En dis die enigste manier hoe jy daai vermoë kan kry. Hierdie quasi, die Russe het gepraat van stampovka, nee, hierdie fake, nee, hoef jy gehoorsaam te wees, jy gaan net vir dit, of gaan net vir daai. Bring jou nie daai nie. Dis wat ek wil hê jy moet hoor. Jesus weet waarvan hy praat. Hy weet waarvan hy praat. En ek wil nou vir jou sê, as jy reg en verkeerd, nou gaan ek weer iemand nou vies maak. Of irriteer miskien, dalk nou nie vies nie, maar definitief dalk irriteer. As jou idee van reg en verkeerd die leerstellinge van die Baptiste kerk is, of die AGS, die Pinksterkerke, of die charismate, of die gereformeerdes, jy weet, jy moet net 'n goeie gereformeerde lidmaat wees, dan is jy nog steeds besig met speelietjies, verstaan jy dit? Jy is besig met speelietjies. As jy net volledig onderskryf gereformeerde teologie, of Pinkster teologie, of jy weet, dan, en dan, jy het dit nou, dit word my maatstaf, sê, ja, maar ons gereformeerdes sien dit nie so nie. En dit is nou jou standaard vir reg en verkeerd. Dis nou jou standaard vir of dit van God is of nie. As jy mislei, ek gee nie op wat jou label nie, jy kan nou daar sit die labeltjie net wat jy wil, jy is mislei. Die enigste manier hoe jy onderskeiding kry, oor of iets van God is of nie,
is die feit dat jy aan hom volledig onderdanig is en jou lewe en hart voor hom buig om te doen wat hy sê, ongeag die koste. Dis hoe jy weet. Hoor jy? Jy moet teen 2 goed waak. 1, waak dit, waak teen dit, dat mense jou mislei. Maar ek wil amper sê die gevaarlikste een wat probeer om jou te mislei, is jou eie hart. Jy moet ook teen jouself waak, dat jy nie in selfmisleiding ingaan nie. Dis 'n belangrike ding hierdie. Jesus se waarskuwings. Jy moet jouself beskerm teen jouself. En jy moet jou beskerm teen invloede van buite. En die enigste manier om dit te doen, al 2 van die, enigste manier, buig voor Jesus, vir wie hy sê hy is. Maak nie saak wat dit kos nie. Maak nie saak of dit jou huis kos, jou pensioen, jou medies, jou reputasie nie. Hy is dit werd. Buig voor hom as die Here en beleef hom as die herder. Elke knie sal buig.